my eerste jaar was ek by 'n kunstekollege in Pretoria. Ja. En nog steeds in 'n veilige omgewing, Ja. in 'n komune gebly. Yes. Dit was onder die sambreel van 'n gemeente. Ja. So jy weet, religion is nog Yes. is deel van ons kursus en Yes. wat elke dag uitgeleef word Ja. en ek is net rebels. Ja. En toe het die onverantwoordelikheidsin van my begin inskop. Totaal onverantwoordelik. Waar ek in die aande gaan kuier het. Want toe kan ek dans en gaan klub en Ja, ja. dans en musiek is 'n baie groot deel van my lewe nog steeds. Ja. Ja. Maar toe het ek die vlerke om te gaan. Vryheid het toe vir my gearriveer. Yes. En daar's nie meer 'n Ja, curfew nie. Yes. En ons nie governance nie. Daar's nie governance nie. Mm. En baie onverantwoordelik. Ek het Goeiemôre en welkom by nog 'n episode van die Hansman Show. Ek sê nou net vir Brescia. Dat sy is nou of 69 of 70ste gas op hierdie show. So ons is so dankbaar vir die mense wat uitkom en hulle stories kom deel nou. Maar ek wil julle net eers welkom heet. So welkom hier en ek is Adrian, ek is die gasheer van hierdie show en dis altyd 'n voorreg om hier te wees saam met julle. Maar julle ken die drill. As jy nuut is, geniet dit net saam met ons. Geluister na die gesprek, deel saam met ons. As jy iets wil sê, los ons opmerkinge daaronder in die comment section, soos hulle sê. En dan ja, as julle so gelei voel, like die video, deel dit met vriende, vriendinne, familie. Share dit wyd en syd, dit help ons ook natuurlik. Maar ja, ons is 'n bediening en ons maak staat op donasies en ons het ook 'n klerereeks, die Hansman klerereeks, so as jy hou van wat jy sien, is jy welkom om ons so te ondersteun en dan die ander maniere is ook onder in die description. Maar welkom hier en ek hoop julle geniet die chat saam met ons. Vandag het ek vir Brescia Badenhorst Bianco Badenhorst. Bianco. Okay. Ek is bietjie complicated. Hoorie, okay, maar ons gaan nou hoor, ek gaan jou vra oor dit. Maar okay, so laat ek weet man, ons het vir Brescia, Bianco Badenhorst. Bianco is Italiaans. Ek is van Italiaanse afkoms. Oh wow. Ja. Dis cool. Ja. So Badenhorst is natuurlik nou jou getroude van. Okay. Yes. So jy het besluit ek gaan nog steeds daai Italian flair hou. Yep. 'n bietjie Ferrari hou. Dis so cool. Wel, die naam is daar op sy eie Italiaans. Dit is Ja. 'n dorp in Italië Ja. en dit beteken healing. Right. Ja, so van Dis geboorte baie is cool. dit oor my uitgespreek. Yes, dis so cool. En Bianco, ek wou graag aangehou het met Yes. die Biancos, maar ons sal nou praat oor die verlede. Ja. En Badenhorst is Hoorie? getroude. Is getroude van. Ja. Badenhorst, lekker Afrikaans. Ja, net so goeie mense. Ja, nee, dit is so, maar dit is cool want my tweede naam is Venner. Okay. So ek het ook Adrian Venner Skeepers en Skeepers is ook natuurlik baie Hollands maar Afrikaans. Ja. En Venner is eintlik 'n oud Engelse naam wat hulle gegee het vir mense wat Hansman was. En dis waarvan Hansman vandaan kom. Okay. So die ouens wat met die koning uitgevat het om te gaan jag. Ja. En jy weet nou met die hounds en die horses en so dis eintlik vir my heavy cool. Jy weet dit is dalk nou nie vir die mense wat luister so cool nie, maar vir my is dit soos Venner. Jy weet die ou en want die Venner het soveel die rede hoekom ons Hansman gekies het is die Venner het soveel meer beteken as net die ou wat gaan jag het. Yes. Jy weet hy het ook seker gemaak hy het vroeër uitgegaan, so hy het en hy het die roete gaan ry wat hy die koning op sal vat en dan het hy seker gemaak dis veilig. Daar's nie gevare nie, daar's nie strikke nie, amper soos 'n shepherd in die Bybelse tyd. Ja. Jy weet hy het vooruit sy skape geloop en seker gemaak alles is veilig, hy kan sy skape teruggaan en hulle gaan haal en op daai roete vat. Okay. So dis wat dis amper soos 'n modern day shepherd gewees. Yes. Hy die koning geshepherd en die mense. So dit is cool en dis baie interessant. Ja, en dis wat ons wil hê mans moet weer begin doen. Maar nie net mans nie, vrouens moet ook hulle rolle intree van. Soos kom net weer by daai
ding uit wat God vir ons bepaal het om te doen. Absoluut. Maar ja, kom ons kom by jou. Stel jouself voor, geef ons 'n bietjie agtergrond en dan kyk ons waar gaan die chat. Bietjie agtergrond. Jou agtergrond is baie. Ek weet nie waar wil jy hê moet ek begin nie, maar ek is 'n mamma, ek is 'n vrou met 'n roeping wat ek vir baie lank geïgnoreer het omdat ek nie wou leef in die verlede nie, maar dat ek geweet het dat dit 'n absolute calling is oor my lewe en dat ek een van die broken ones is wat die Here nou gebruik om 'n blessing vir ander te wees deur die pad wat ek gestap het. En absoluut net te verkondig wat die Here in my lewe vir my gedoen het en nog steeds doen. En die absolute goddelike genade oor my lewe. Dis awesome. En ek is 'n besigheidseienaar, ek het my eie besigheid. Ek is 'n mamma van 2 seuns en hoe oud is hulle? Ek het 'n 10-jarige en ek het 'n 16-jarige. Ek is 'n boy mom. Nice. Ja, dis great. Ons was 3 seuns. So ek het simpatie met jou en ek weet ook dat dit eintlik baie lekker is. I wouldn't have it any other way. Nee, mamas is maar gemaak. Is dit 'n dogtertjie mamma of 'n seun mamma? Jy weet nie hoe dit gaan uitwerk nie en dan as jy hulle het dan weet jy net dankie Here, dit is hoe jy dit vir my bepaal het. Absoluut, nee. Absoluut. Ons het 3 kinders. Ek en my vrou en ons oudste is 'n dogtertjie en dan 2 laaities. So ek het ook 2 seentjies. En ek moet vir jou sê, jammer vir die manne daar buite, maar 'n dogtertjie is baie makliker as 'n seentjie. Ten minste aan die beginjare. Jy dink? Dit gaan nou begin verander want sy word nou 11 en ek sê vanoggend vir Johanna vir my vrou. Want Ayla is nou my dogter, stap in ons kamer en Johanna lê nog so 'n bietjie. en sy sien haar ma lê nou nog 'n bietjie. En sy sug net en storm haar uit. Want sy wil nou net haar ma met haar hare doen. Sê ek van nee, sy is nou hier uit met 'n verskriklike attitude. Toe sê my vrou vir my, "Wel, welkom by die pa wees van 'n dogter." Net so. Sê ek sê, ja, wel, so ons tickets is nog op pad. Dit kom nog. Ja, verseker. Seentjies het verseker minder draadwerk. Hoorie, ek wil teruggaan na jou roeping toe. Jy het genoem jy het bietjie weggehardloop van jou roeping. En ek wil vir jou vra hoekom, maar ek wil ook net sê daar's so baie van ons. Nee, ek meen ek dink daar's min ouens wat dadelik hulle roepings opneem. Ja. Daar's so baie van ons en dis ek praat nie net van mense wat in bediening is of 'n bediening het. Dit is enige Christen. Hardloop so lank weg van dit af. En jy weet almal verwys altyd na Jona, maar dit is nie net Jona nie. Jona is nou 'n spesifieke storie wat gemik is daarop oor die weghardloop van jou roeping af, maar meeste van die Bybelse figure het almal eers weggehardloop. Baie waar. Nee? En ek dink soos my siening was want ek het ook weggehardloop van bediening af vir lank. Ek wil nog steeds nie 'n pastoor wees nie. Ek wil nog steeds nie 'n predikant wees nie. Dit weet ek verseker. As die Here dit wil change, dan sal ek sien. Maar op die stadium cringe ek so half net vir die gedagte dat ek dalk 'n pastoor moet word. Maar ek wil nie. Dis nie iets wat ek wil doen nie. Maar hierdie geniet ek. Maar ek het weggehardloop daarvan want ek het besef daar's 2 redes. Die een rede is wat die Bybel sê oor mense in bediening. Is we will be judged more harshly. So dis die eerste rede, maar ek het intussen besef dat dit is nie net vir mense wat in bediening of in voltyds in bediening is, dit is vir elkeen van ons. Want ons almal is eintlik 'n bediening. Ons almal word geroep tot disippelskap. Absoluut. Maar die ander rede was net want jy weet hoe baie jy moet opgee om in daai bediening in te tree. En dat jy konstant aan jouself moet werk. Daar's amper nie 'n pouse nie. So ek wil graag by jou hoor, dis my sienings gewees. Ek wil graag by jou hoor, wat is joune? Want dit is vir my nogal 'n interessante topic. Ek dink kyk van 'n baie klein ouderdom af, het ek 'n absolute passie om 'n stem vir iets te wees met redenaarskompetisies op die verhoog. Ek is as jy my ken en
ons het mekaar nou eers ontmoet, maar ek is, en die wat my ken sal vir my sê, nee, dit maak nie sin nie, ek is absolute introvert. Regtig? En mense ervaar my glad nie so nie, maar ek is, my profiele wys, ek is 97% introvert, en my naaste mense sal dit vir jou kan bevestig. Ek hou van my alleentyd, ek raak stil, maar ek pas ook aan by my omgewing. Maar op die verhoog is dit 'n ander platform en 'n manier van, dis my planeet en waar ek die ruimte het om myself uit te druk. En die snaakse ding is, jy's op die verhoog, so jy's half in spotlight, maar aandag maak my ook baie op jou senuwees. Nie op my senuwees nie, dit oorweldig my. So baie komplimente of so dit is half contradictory. Hoe hou jy daarvan om op 'n verhoog te wees, maar jy hou nie van die aandag nie. Maar dis 'n totale ander spasie, want dis jy teen jouself. Wat weet waarvoor jy staan om 'n boodskap te verkondig. So van kleins af was daai al in my, en dit is ook hoekom ek drama gaan swat het. En ons sal nou nog 'n bietjie kom by die storie, maar na ek nou weer my lewe begin herbou het en my man gevind het en kinders, en daai was ook 'n seisoen dat ek daar aandag moet gee. En toe is ek bietjie hard geslaan, so 4 jaar terug op die emosionele vlak, waar ek regtig vir 2 weke myself net afgesonder het en regtig gaan vra. Die Here het 'n manier om jy so 'n bietjie tot stilstand te ruk. Op sy manier. Jy sien dit nooit kom nie, jy weet nie op watter vlak dit gaan wees nie, jy weet nie wat met jou gebeur nie. En ek het 'n doelbewuste besluit geneem om die proses te vertrou. En notas gemaak, en gehuil, en gebid, en goed in die papiere in die huis geplak met vrae. Hoekom is ek hier? En ek het regtig die taaf vrae gevra. Hoekom is ek hier? Wat gebeur môre? Hoe lyk my lewe van 10 jaar van nou af? En die een ding wat vir my uitgestaan het, is ek wil staan vir iets. Nie noodwendig 'n legacy nie, want ek sal nooit op my kinders byvoorbeeld afdwing om dit waarna ek bou mee voort te gaan nie, want dit is my journey. Maar ek wil 'n stem wees. En toe het ek my eie besigheid gevestig, maar met die semikolon as dit is waarvoor ek wil staan. En ek het gesprekke gaan hê met die 4-jarige dogtertjie, dis omtrent hoe ver terug ek kan onthou, wat vir my gesê het, onthou jy watter drome en ideale jy vir jou lewe gehad het. Wow, dis cool. En ek en sy het bietjie gesprekke gehad. En toe het ek gaan kyk na dit wat ek graag wil doen, dit wat vir my lekker is, dit waarvoor, en die stem van die Here het baie duidelik daar deurgekom na dit waarvoor ek moet staan, die kleure, hoe ek dit gaan uitoefen, die naam van my besigheid, en 'n groot deel daarvan, dit bestaan uit verskillende bene, maar 'n groot deel daarvan is die nommer 1 is om 'n stem te wees vir iets. En toe het ek nog teen dit geskop. Ek dink dis menslik en natuurlik om te dink, maar dis nie iets wat winsgewend is nie. So ek het dadelik geweet dit gaan nie vir die geld wees nie. Dis nie vir finansiële verryking nie. En ek het nog nooit eendag was ek bekommerd oor waar gaan die inkomste vandaan kom, of hoe gaan ek my petrol betaal om vir jou te kom kuier vandag. Het ek genoem dat sy al die pad van Heidelberg afgery het, julle vandag op 'n maandagooggend. So, dankie. En dan dankie Here dat U vir petrol geld gegee het. Ek dink as jy stil genoeg word om die Here se stem te hoor en te luister en op te gee en te sê vir U wil en nie vir my nie. En daai was 'n groot ding vir my. Dit gaan nie oor my nie. Hierdie gaan nie oor my nie. En dis 'n aanhoudende ding, né? Dis 'n aanhoudende ding. En ek kry pak slaag. En
ek stel myself bloot en ek kry doodsdreigemente en ek kry dis wat jy gesê het, ons moet regtig die heeltyd nie meer as ander nie, al voel ek baie keer dat die battle is real. Ja, dit is. Die hamer moet elke oggend aangetrek word. Ja. Ons kry pakslae. Absoluut. Maar ek het dit ook besef. Ek het geweet die dag as ek hierdie uitstap, dan gaan dit van alle kante afkom. Ja. Maar is nie, ons sit en wag nie daarvoor nie. Nee. Stap elke dag in geloof. Yes. Hou die doel voor oë. Ja. En weet dat ons gebless sal word in die proses. Amen. It is for the greater good. Exactly. Ja. En dit is soos jy nou sê, hierdie goeters waarvan jy nou praat is, ek dink is belangrik om te mention dat eventually is dit net soos, dis deel van jou dag. Ja. Verstaan, is soos om die hamer aan te trek, om saam met God te loop, om soos ek is konstant besig in gebed, nee, en ek besef dit nie is altyd nie, maar ek is amper konstant besig om met God te praat, en die heeltyd met hom goed te deel, en die heeltyd van hom goed te vra, en ek is amper soos 'n conversate, konstant met hom. Absoluut. En is nie soos ek doen dit eers mee opsetlik nie. En dit is vir my ook 'n bietjie van 'n uitdaging of 'n challenge persoonlik, in die sin van ek voel ek spandeer nie genoeg intentional time met hom nie, maar ek voel soos aan die ander kant is dit is 24/7 is ek besig om met hom tyd te spandeer. Hy's nie net meer 'n deel van my lewe nie, hy is absoluut deel van my lewe. Ja. Hy is daar die hele tyd, is ek besig om met hom te praat en ek dink is 'n besonderse pad wat ons stap in 'n bediening om op so 'n manier so 'n manier 'n verhouding met die Here te hê. Want ons weet ons kan nie vir een oomblik sy hand los nie. Nee, jy kan nie. Want die aanvalle is net te veel. Exactly. Ja. En ek het die ander dag ervaar, nee, ek het actually 'n gas op my show gehad daai dag. Ons moenie uitkom rekord. En daai oggend ry ek om koffie te gaan kry vir ons. En soos ek in my kar klim, soos ek uit reverse hier vir die wat julle nou nie weet nie, sy verstaan hoe lyk dit hier by ons, maar dis klomp dis net driveway eintlik. En soos ek uit reverse ervaar ek soos 'n split sekonde dat God homself van my verwyder. Okay. En ek voel leeg. Ja. Maar dit is so random, dis nou soos jy sê, jy sien dit nie kom nie. Ja. Dis net nou sit hier. Ja. En wat gaan jy nou doen? En dadelik ervaar ek moet net, dis nie 'n aanval nie, ek ervaar nie soos dit is die vyand nie, glad nie. Ek voel dadelik asof die Gees vir my gerus staan en sê, dis hoe dit gaan voel. Sonder my. Ja, ek raak sommer emotional. Ek wil want as ek net weer kan, ek wil nie weer dit voel nie. Kom ek stel dit so. En ek was dadelik net soos Here. Ek besef net soos ek is net niks. Absoluut niks sonder U nie. En dit is so 'n voorreg. Absoluut. Om op daai punt te kan kom, want ek dink en dit kom net ek dink aan Enok wat die Bybel, ek meen ons een lyn oor Enok geskryf. Daar's nou 'n ander Enok wat bietjie meer oor geskryf is, maar hierdie een Enok wat God gevat het. Dis een lyn en hy sê net and Enoch walked with God and God loved him and God took him. Dis al wat dit sê oor hom. En dis so awesome vir my. Soos dis wat ek wil doen. Ek wil met God loop. Dis hoe ek my lewe wil leef. Dis absolute verhouding met hom elke dag. Ek dink die ander ding ook van die Here se stem is vir my, dit het nooit weggegaan nie. So ek het ignoreer en gesê of tydsberekening. Ek het dit baie vir hom gesê. Oor dit is nie die regte tyd nie. Soveel gaan nou aan. Of die kinders is so oud. Of die werk het nou net ingekom en soveel nuwe kontrakte. Waar nou? Hoe nou? Dit is 'n stem wat net nie weggaan nie. Totdat jy miskien dalk 'n bietjie uit gatvulheid. Ek hoor Maar dan ook tot 'n besef kom en sê, okay.
Dan is dit so. Ja. Kom ons doen dit. Want die ding is jy sê nou die stem hou nie op nie, maar as ek nou weer kan teruggaan na Jona toe, is die storm hou ook nie op nie. Ja. Tot ons vir God luister nie. Ja. En ek dink is nie noodwendig 'n fisiese storm of fisies dinge gaan jy altyd sleg nie, maar daar's heeltyd daai gedreun en jy ervaar nie stilte nie. En ek dink dit is amper soos vir my 'n ding gewees dat ek moes op 'n punt kom waar want die ding is en ek dink baie ouens in die Bybel het dalk dieselfde gedink. Jy dink jy's okay. Nee, jy dink jy's alright met God. Ek weet almal hierdie kinderslang is mos ons is cool. Ja. Jy weet en ek cringe nou om dit net te sê oor God. Maar jy dink jy's okay met God. En dan besef jy as daai tot stilstand kom. Daai gebeurtenis gebeur, dan besef jy nee, ek was nie eintlik cool met God nie. Baie waar. En dan gebeur die goeters en die pruning. Wake up calls. Exactly. Maar hoor hierso, kom ons kom by 'n storie. Want ons anders ek weet ek ervaar as ons aanhou praat net oor hierdie aspek, dan gaan ons die hele show gaan net oor dit gaan. En dis great, want dit is amazing om so nou met die Here te loop, maar vertel ons van jou storie. Vertel ons want dis die ding is 'n storie. Kom ek gee vir jou 'n bietjie agtergrond. Ek het eendag gesit en met die Here gepraat oor Hansman en hoekom Hansman. Ja. Eintlik wat jy ook nou deurgegaan het in daai 2 weke en ek het vir hom gevra soos want iemand het 'n opmerking gemaak op een van ons video's wat so 'n bietjie aanvallend was, maar dit was ook 'n vraag. Okay. En dit was 'n vraag wat ek op daai oomblik as ek moet bieg nie geweet het hoe om te beantwoord nie. En ek het vir die Here gevra soos hoekom, hoe beantwoord ek hierdie vraag? En die Here het vir my hierdie gegee. Hy het vir my gesê, elke storie op jou show is 'n altaar vir my. En elke persoon wat verby daai altaar beweeg, word herinner aan wat ek gedoen het in daai ou se lewe. En dit kan vir hom hoop gee. En hy het my gevat in die Ou Testament en ek het dit gaan navors hoe baie kere altare gebou is en hoekom altare gebou is en wanneer altare gebou is. En dit was elke keer wanneer God iets groots gedoen het of 'n Israel 'n oorwinning gegee het of vir iemand identiteit gegee het of soos Abraham en Isak byvoorbeeld waar God voorsien het op Moria. En dit was vir my awesome. Nee, dit was so okay, Here, ek kon hierdie nie beter. Dis hoekom ek weet dit het van hom af gekom want ek kon nie dit uitdink nie. Nee. So wat is jou altaar? Nee, wat nou gaan ons jou altaar bou of ons ek gee net die plein. Okay. En ons bou jou altaar. Ja, want jy ken nie my storie nie. Ek doen nie. Jy weet glad nie wat hier uitkom vandag nie. Nee, glad nie. So ek's excited. Ek's regtig excited. Okay. Teen die ouderdom van 4 jaar oud het ek alreeds my ouma Bianco verloor aan selfdood. My oupa Bianco verloor aan alkoholisme. En my pa verloor aan selfdood. Op 5-jarige ouderdom het my ma weer getrou met, ek is 'n dominee se dogter. Regtig? Yes. So my ma het weer getrou met dad, wat papa is. So ek het nooit my biologiese pa geken nie. En op daai stadium natuurlik nie geweet wat die geskiedenis is en waar ek vandaan kom en wat in die Bianco are vloei nie. Yes, dis cool. En ek het groot geword in 'n klein dorpie in die Vrystaat. Ek is geboelie, ek het groot geword met bullying en dit is ook deel van waaroor ek praat. Dit is my baie belangrik om daaroor te praat. Natuurlik het dit letsels gelos wat ek tot vandag toe nog dra. En ek het in 'n ongelooflike huis groot geword. Christelike beginsels en waardes. Ek het streng groot geword. Ek is nie voor graad 10 toegelaat om te social en te gaan sokkie en uit te gaan. Jy kon jeug toe gaan. Ek kon ja. Nee, dit het ek en ek was baie betrokke. Ek het op 'n klein ouderdom al my hart vir die Here gegee. Okay, great.
En ek het in graad 9, is dit SARS 7, is graad 9, Yes. het Jy weet hoe oud is ons as ons daai vraag moet vra. Want ek moet dit nog baie doen. Moet ek die wisselkoers toepas. Ja, die wisselkoers. Ek het as gevolg van die bullying en ek dink daar's baie labels op ons gesin geplaas. Ja. Dominee se dogter, ek is 'n rol toegeken wat ek nie gekies het nie, waaroor ek nie kla nie, moet my nie verkeerd verstaan nie. Ja. Maar dis 'n label wat deur society aan my gestiek is. Ja. Aan ons. Ja. Predikantskinders, stel die voorbeeld, kan nie 'n voet verkeerd sit nie. Ja. En ons baie stigma, sorry, soos die predikantse kind is altyd die stoutste en. Absoluut. Ja. So ek was nie stout nie, maar toe in graad 9 toe besluit ek, maar nou gaan ek vir julle. En dit was soos die switchie wat in my kop afgegaan het. Nou gaan ek vir julle wys wat 'n dominee se dogter alles kan doen. Julle het nou vir dit gevra, so gaan julle nou wys. Toe het ek begin rebelleer, ek het begin rook toe. Nee, absoluut op my eie. Ja. Niemand het vir my 'n sigaret gegee en ek het self begin. En toe die wiele afgekom. Ek het graad 10 het die deure vir my begin oopgaan en toe het ek ook vir my op 'n kulturele vlak 'n naam begin maak. Yes. As 'n uitsonderlike spreker. Ja. Redenaarskompetisies, Yes. drama, revue, dans, verhoog, soos ek jou gesê het, van 'n klein ouderdom. So nou het jy hierdie twee goeters wat gelyk ramp. Yes, nou maak ek hierdie naam vir myself op die verhoog, so ek word raak gesien, maar ook sosiaal, want sy kom nou 'n bietjie uit haar boksie uit. En sy rook en toe volg die drank en dan bly ek langer weg by partytjies en slip uit en is agter die houtwerk klas met 'n vry of 2 en sê die seuns, ek kry die aandag van die seuns want ek is deur meisies geboelie en nou kry ek hierdie aanvaarding by die seuns. So dis net absolute confidence boost after that. En ek het 'n baie groot probleem gehad met aanvaarding. Om deel te wees van iets as gevolg van die afknouery wat ek deurgegaan het. In my grootword jare en deur hierdie hele proses het ek groot geword met 'n boetie wat 4 jaar ouer as ek was, wat bipolêre depressie gehad het. So ek is baie 2 hande vol blootgestel aan selfmoordpogings en hoe dit lyk. En baie van die gevalle was ek alleen waar ek op dit afgekom het of hy dit gedoen het in my teenwoordigheid of so daar was ongelooflike trauma. En toe het ek geweet my roeping gaan wees drama en verhoog en filmster en that's what I want to be. So ek het klaar gemaak met skool en ek het drama gaan swat. En in my eerste jaar was ek by 'n kunstekollege in Pretoria. En nog steeds in 'n veilige omgewing, ek het in Komine gebly. Dit was onder die sambreel van 'n gemeente. So jy weet religion is nog is deel van ons kursus en wat elke dag uitgeleef word en ek is net rebels. En toe het die onverantwoordelikheidsin van my begin inskop. Totaal onverantwoordelik. Waar ek in die aande gaan kuier het. Want toe kan ek dans en gaan klub en dans en musiek is 'n baie groot deel van my lewe nog steeds. Maar toe het ek die vlerke om te gaan. Vryheid het toe vir my gearriveer. En daar's nie meer 'n curfew nie. En ons nie governance nie. Daar's nie governance nie. En baie onverantwoordelik. Ek het clubs toe gegaan. Nog nie 'n voertuig van my eie gehad nie. Dat ek nie weet hoe kom ek by die huis vanaand nie. Met nie genoeg geld nie, maar ek is seker iemand sal vir my 'n drankie koop as ek hard genoeg flirt. Dit was die voordeel van dit. So ek meen, vrou alleen in Hatfield of jong dame alleen in Hatfield en in die oggendure saam met
vreemde mans of groepe mense of wie ook al of wat my huis toe vat, ek weet nie wie hulle is nie, of by iemand se huis gaan oorslaap, ek weet nie wie hulle is nie, of Ek wil net gou by jou hoor, was jy die enigste een? Het jy het alleen uitgegaan? Was daar partykeer iemand van die kampus wat saam met jou glad nie, ek het alleen uitgegaan. So. Maar het jy dit so verkies, of weet die ander mense wou hulle nie? Dit was nie hulle leefstyl nie. Ja. Hulle was net komune, kerkaktiwiteite. So hulle was, hulle was uitverkoop op die idee van, dis 'n Christelike... Absoluut. Ja, okay. Absoluut. En jy, dis nie dat jy op hierdie stuk nie kwaad is vir God of iets nie. Jy's net soos, ek gaan 'n bietjie leef, né? Dis hy. Okay. Dis nee, ek vereenseldig baie daarmee, want dit is maar pretty much, ja, dit klink vir my baie bekend. Kom ek stel dit so. Net ek wil gaan leef, maar met elke tree en elke dag beweeg ek verder van hom. Ja. Met nie die besef nie. Ja. So ek beweeg net verder. Ja, jy dink nie eintlik. Hy bly konstant. Ja. Ek dwaal. En jy dink nie noodwendig jy is besig om regtig iets verkeerd te doen nie. Jy's net besig om 'n bietjie jong te wees. Ja. Nou net bietjie myself te geniet. Yes. So ek het toe 'n mansvriend gehad wat oor my pad gekom het. En daar is ek voorgestel aan Dagga. En na die Daggas, of so saam met dit is ek toe deur hulle ook voorgestel aan Magic Mushrooms. So dit was die... Ja, dit is daar goed loop gewoonlik so aan. Maar die psychedelics en die hallusinasies en daai tipe goed. Waarvoor ek nie weer... Kyk, nie in my woordeskat bestaan nie. Vir uitgaan, vir partytjie, vir rook, vir drink, vir die middels wat toe begin het om oor my pad te kom, want daai sense of belonging en aanvaar my en ek wil deel wees is net die hele tyd daar. Yes. En dit was sterk genoeg. Dit was sterk genoeg, ja. So my waardesisteem het totaal ineengestort en ek het met dit geëksperimenteer, die clubbing het net meer geword, groter clubs, langer aande uit, dit het naweke se kuiers geword, moet wakker bly, gaan net aan. Een dag, 2 dae, 3 dae, 4 dae in een wakker, hou net aan partytjie. En met dit het die club dwelms op die toneel gekom, so die ecstasy en die liquid ecstasy. En, ja, om wakker te bly. Om wakker te bly en ja, om 'n goeie tyd op die dansvloer te hê en so voort. En in my tweede jaar het ek toe geskuif na 'n filmskool in Johannesburg. Want toe het ek geweet ek wil nie net verhoog doen nie. Ja. Ek sien Hollywood. Ja. En ek wil in die filmbedryf ingaan. Yes. Maar daar's ook soveel meer blootstelling in terme van wat jy alles deur dit kan doen. Ek meen fotografie waarvoor ek ook 'n passie het en beligting. So jou ambisie vir jou rigting het nie glad nie weggegaan nie. Ja, nee, dit was... Maar het dit daaronder gelei? Dit was konstant. Ja, ons gaan nou daarby kom. Okay. Ja, sorry, ek jump the gun. It's fine. So tweede jaar is ek in Johannesburg. Ek het in tweede laan gebly en in sewende laan gekuier. Oh, lekker. Ja. So. En toe word ek blootgestel aan die rich and famous. Ja. Almal wat jy graag wil weet, wat jy sien op jou kassie, is mense wat ewe skielik deel word van jou sirkel. En I mean, what a place to be. Jy word raak gesien en deure gaan vir jou oop en jy word gevra vir hierdie en kan jy hierdie doen en wat is jy bereid om te doen om deure vir jou te laat oopgaan. Al daai het oor my pad gekom en toe is ek by filmskool nie eers as deel van die partytjie sien nie, net elke dag en vir klasse het kokaine en cat het daai ook gekom. So soms 'n deel van jou alledaagse lewe. Weereens is het daai deel geword van die prentjie. So dit was die leefstyl, dit was studies, kuier, permanent. Intussen het ek verskillende werke of by restaurante gewerk om
geld, want dit ja. is 'n vraag wat ek baie kry, maar hoe het jy al hierdie habit support? Ek was 'n kelnerin. Ja. Ek het ook gewerk. Ja. Ek het nie van dit vergeet nie, want ek het 'n habit gehad wat ek moet support. Ja. Ek het 'n studentelening gehad. Ek het nie alles net gekry nie. Ek moes dit elke maand betaal. En my ouers sal vir my 20 jaar se kos koop voordat hulle vir my geld byvoorbeeld gee. Dis die waardesisteem en die beginsels waarvolgens my ouers, jy weet, hoe ek groot geword het. Jy kry nie honger nie, jy het alles wat jy nodig het. Maar ons gaan nie jou leefstyl gaan ons en dis nie 'n slegte ding nie. Nee, glad nie. Ja. So daai moes ek voorwerk, maar my ouers het nie op daai stadium glad nie, het nie geweet wat gebeur nie. So in hierdie tyd van partytjie en was ek toe in 'n tweede verhouding. So dit was so oor 'n tyd van 4 jaar het ek toe in 'n tweede vaste verhouding was ek en hy het my toe een aand in die middestad van Johannesburg was ons by 'n klub 5:00 in die oggend en daar was nie meer geld vir dwelms nie en hy het heroïne toe aan hom gehad. En dit vir my aangebied en gesê hier is wat ons nog het vir die res van die aand. En ek kon nie sê nie, weer eens ja gesê vir dit en onmiddellik het al die ander middels weggeval. Ja. Daai was I found it. Yes. This is the ultimate. Ja. En die middel maak jou teruggetrokke. Dis nie 'n partytjie. Nie. So ewe skielik het die leefstyl weer begin verander. So dit was weer teruggetrokke, nie meer uitgegaan nie, nie daai verskriklike laat aande gehad nie. En toe begin heroïne my lewe oorneem. Soveel so dat ek nie my studies gemaak het nie. Deure wat vir my oop gestaan het vir ongelooflike geleenthede by die SAIK en TV-presenter en al sulke goed het ek toe geskop, want ek het heroïne toe my leefstyl gemaak. En in kort, oor 'n tydperk van 4 jaar, was ek in aktiewe verslawing. En heroïne het totaal my lewe oorgeneem. Ek het verval in 'n kriminele leefstyl. Ek het alles wat ek gehad het, besit het, verpand of verkoop. Ek het bedrog gepleeg, ek het gesteel, ek het totaal en al was ek 'n krimineel. Ek het nie meer 'n plek vir my eie gehad nie, ek het geswerf. So ek het of by vreemde huise geslaap of in my kar. Die enigste besitting wat ek nooit van ontslae geraak het, was my kar. Want dit was my connection met die dealers. Om net elke dag nog soontoe te kan gaan. En toe is ek aangegee as 'n vermiste persoon, want ek het heeltemal kontak verbreek met my ouers. Ek het ook onder 'n valse identiteit beweeg. So ek het my naam weggegooi. En dit is eintlik so insane. Sorry, dit is net die eerste keer dat ek dit eintlik besef is presies wat jy nou sê. Jy verkoop letterlik jou identiteit. Wie jy is, wie jy was. Wie God jou gemaak het om te wees. Sorry, gaan aan. Baie leuns vir mense vertel, heeltemal my verlede gewipe. Ek het vir mense gesê my ouers is dood. Sodat ek nie gevind kan word nie. So absolute leuns. Ek het nie meer bestaan nie. Jane Doe. Jy was Jane Doe. Ja. Crazy. En toe is ek aangegee as 'n vermiste persoon. Deur jou ouers. Deur my ouers. En op daardie stadium was my boetie ook nog, hy was nog in die prentjie besig met sy eie pad en hy was ook vasgevang in verslawing op sy eie pad. Waar hy ook op daai stadium was, hy was ook internasionaal en geswerf en georal en so ons sit die ouers met hierdie 2 kinders op uiterstes. En toe het ek een oggend in 'n vreemde huis wakker geword met die geroep van my naam. En
toe kom Nie speerders. jou valsnaam, nie jou regte naam. My regte naam. Ja. My regte naam, dit was nogal iets om te hoor. Toe kom speerders die gang afgestap, gevolg deur my ma en my pa. In Johannesburg. Nee. In Johannesburg. Dit was seker 'n wow moment geweest. Dit was 'n enorme wake-up call. My pa het nie in die kamer ingekom waar ek geslaap het nie. My ma het ingekom. Dalk, jy weet nie geweet wat hulle kry daar binne nie. My ma het ingekom en ek het net voor haar gestaan en 'n sigaret voor haar aangesteek en ek het actually vir haar gesê dankie Here, dis verby. So. Maar nog steeds nie Ja. nie met daai dankie Here, daai verhouding nie, Ja. net ek kan nie meer nie. Ja, Hierdie leefstyl. Want dit is opstaan met onttrekking. Begin soek, iets verkoop of iets steel vir geld. Gaan na die dealers toe, kan net soveel kry want ek het net soveel geld. Kry my fix, ry van daar af vir die volgende. Wat verkoop ek? Wat steek ek? Wat steel ek? Waar gaan ek? Kom nou weer terug. Gou net weer volgende fix. Want dis elke keer daai terug in die onttrekkings. Ja. Dit is op die ouend wat maak dat jy kan nie. Jy Ja. kan nie dit oorleef nie. Dis net te seer, te Ek kan alles. dit, dit is crazy, né? Ek meen, hoe vertel jy dit oor aan iemand wat dit nie ondervind het? Jy kan dit probeer beskryf Ja, met woorde, exactly. maar daar's nie 'n manier. Ja, ek meen ek het 'n Daar's nie 'n manier. ou op die show gehad, Stef, wat ook heroin, maar toe gaan dit oor 'n crystal meth in. Wat hulle sê nog erger is as heroin, uit 'n verslawingsperspektief uit. En selfe storie, ek het ook maar net so gesit. Soos ek was verslaaf van goed, baie goed. En waarvan die grootste een seker maar alkohol was. Maar ek het ook drugs en goed probeer en soms jy weet eintlik nie soms nie, meer gereeld dag gerook en soms ander goeders probeer. Maar ek is dankbaar dat ek is oortuig van dat God my ge-hedge het van dit. Soos as jy nou ek verwys nou na Job wat Satan vir God sê nee, maar jy hedge vir Job. Ek kan nie by hom uitkom nie en ek dink net in hierdie opsig het God my beskerm van drugs. Want ek het al die ander goed gedoen. Ek het drugs probeer, maar dit het net nie gevat aan my nie. Maar ons moet praat oor dit en hoekom dit vat en vir party vat en vir party nie vat. Ja, asseblief, dit sal awesome wees, ja. Maar sorry, continue. So, as gevolg van my kriminele aktiwiteite en bedrog wat ek spesifiek teenoor wat my ouers se finansies beïnvloed het, was daar genoeg om my toe te sluit. En die mansvriend wat op daardie stadium saam met my was. So ek het nie altyd alleen beweeg nie. En toe is ons na die polisiestasie toe geneem. En hy is toe dadelik weggevat en toegesluit. En daar het my pa vir my 'n ultimatum gestel. En gesê of jy word toegesluit of jy kom huis toe en jy word gesom. En op daai stadium was dit vir my maklik. Want as ek in die tronk gaan sit, so ek het vir absoluut vir die verkeerde rede daai besluit geneem. As ek in die tronk gaan sit, gaan ek die onttrekkings het klaar begin, maar daar's nie 'n manier dat ek nog iets kan kry om my hier uit te kry nie. Ek gaan hierdie wave moet ry. En dit nie maak nie. Dit is baie gevaarlik sonder mediese toesig. So kom ek gaan huis toe. Op een of ander manier sal ek uit die kar uit kan spring of weghardloop of daar's nog 'n kans. Yes, ek hoor So ek het gekies om huis toe te gaan en voor ons uit Johannesburg uit is dit my pa met my gery en ons het by al die pawn shops wat ek kon identifiseer het hy ons laat stop terwyl ek deur hierdie onttrekkings begin gaan om my items te identifiseer en wat hulle dalk nog kon kry of bargain vir kan ons dit terugkoop teen 'n beter prys. Hy het nie geweet wat sy doen nie of wat ook al. Van my besittings begin terugkry. So en ons ry in hierdie absolute stilte en vertel nou vir ons wat presies hier aangegaan het.
So ek is terug na my tuisdorp, wat so 1 en 'n half se ry was, en toe sê ek vir my ma, as ons by die huis kom met die dokters, asseblief wag, want ek gaan in onttrekking in. En hulle was dadelik daar, nie geweet hoe om my te behandel nie, en ek het al soveel keer probeer om self van heroïne af te kom, deur middel van hoesstrope en, dat ek vir hulle gesê het, jy moet hierdie vir my gee, jy moet hierdie vir my gee, jy moet hierdie vir my gee. Jy dokter die dokters. Ek dokter die dokters. Ja. Maar nee, dit is nie genoeg om my daardeur te kry nie. En toe is ek vir 2 dae, moes ek deur dit sit. So. Met warm baddens of die son en dit voel en huil en rook, baie gerook en jelly babies, want jy kan ook nie eet nie, maar jy moet een of ander tipe energie in jou liggaam kry en op Hoekom kan jy nie eet nie, sorry? Omdat jy braak. Omdat jy is fisies siek. Jy is fisies siek. Jy ruk en skit, jy het koue koors, jy het al daai, jy kan nie eet nie. En toe besef ek gaan dit nie maak nie. Ek kan nie deur hierdie alleen kom nie en die dokters kan my nie help nie. So en toe was dit was my tweede wake-up call. So om voor 'n tronksel te staan en 'n keuse te maak, dit was nommer 1. Dit was eerste rock bottom. En om die onttrekkings te ervaar, was rock bottom 2. En toe het ek na my pa toe gegaan en vir hom gesê ek wil asseblief rehab toe gaan. En eers weer gedink, maar hulle gaan my uitslaan, uitnak, hulle gaan vir my meds gee, ek hoef niks te voel nie, ek kan net deur die proses gaan en dan kom ek weer uit en dan is ek fine. En die volgende dag is ek opgeneem in Elim Rehabilitasiekliniek in Kempton Park. Vir 5 weke en 20 kg ligter as nou. Dit is wat ek gebeur het. So jy was want jy's maar, né? So jy was 'n geraamte gewees. Opgeneem vir 5 weke in Elim. Dis die langste verblyf vir 'n pasiënt in Elim en as gevolg van die middel wat ek misbruik het. So ek het my tyd gedoen in rehab. Elke dag kapel toe gegaan, voor 'n ongelooflike mooi kruis gesit met woorde wat sê ek sal weer opstaan, wat net niks vir my beteken nie. Deur my proses gegaan van onttrekking, terapie, individueel, groepterapie, mense ontmoet soos ek, selfe vrae, selfe hoe nou, waar nou, wat gebeur. En dit was omtrent eers in my 4de week wat ek in die kapel gesit het, wat ek vir die eerste keer die Here se stem gehoor het. En weer begin het om 'n verhouding met hom te bou. En intussen het ons toe 'n derde familielid aan selfdood verloor. My oom Bianco het ook sy eie lewe geneem. En ek het uit rehab uitgekom, ek het my lewe herbou. Ek was vir die eerste 2 jaar, die deure het net vir my oop gegaan, was ek soos 'n motiveringsspreker of dieselfde as wat ek nou doen. My ouers het net gesê, nou gaan ons daar, klim in die kar ry, ek daag net op, vertel my storie en so gaan ons. En hoe het jy dit gevind? Hoe was dit lekker vir jou? Absoluut. Ek het net op 'n punt gekom want daar was geen befondsing of daar was baie gemeentes wat kollekte byvoorbeeld ingesamel het en net gesê het, maar betaal ten minste net die petrol of die brandstof. Maar ek het op 'n punt gekom waar ek ook net, okay, maar hierdie is nie my lewe nie. Iewers moet ek my lewe herbou. Ek moet weer op my voete kom met 'n werk en finansies en want ek was 'n kind in my ouers huis. Terug. En hoe oud was jy? Toe was ek nog early 20s. 23, 24. So jong genoeg dat jy nog steeds kan recover. Ja, maar terug as 'n kind in my ouers huis. En toe het ek opgehou, my lewe herbou. Gebudget. Met niks op daai storie. Met niks, werkie gekry, onder begin. R100 hier, so daar. Partykeer 2 werke op 'n slag om my huur te kan betaal en
ja, stelselmatig weer uit die huis uit Ja. myself bewys aan my ouers, my lewe herbou. Yes. En in 2018 het ons toe ook my boetie verloor aan selfdood. En toe hy oorlede is, dit was die verlies wat my oë oopgemaak het vir wat ek moet doen met my lewe en wat my roeping gaan wees en waarvoor ek staan. Met al die selfdoodverliese en geestesgesondheid in ons familie en verslawing en waar kom ek vandaan en hoekom was ons al twee ook vasgevang in dit en ek het regtig begin om die navorsing te doen en ek studeer dit nou weer. Ek wil deel wees van navorsing, ek wil alles verstaan. Dis cool. Hoe omgewingsfaktore jou beïnvloed, hoe waar gene 'n rol speel. Hoe lyk die toekoms van my kinders as gevolg van die pad wat ek gestap het? Hoe vatbaar is hulle byvoorbeeld vir geestesgesondheid en verslawing? Waar kom dit vandaan? En deur die hele proses. Die labels, ek wil dit konfronteer. Die labels wat ons op mekaar sit, maar ons ook op onsself. En stigma en skaamte en judgment. En toe het ek besluit ek gaan al hierdie goed breek. En ek wil 'n stem wees. Ek het net soos wat ek die Here se presence in my lewe het elke dag. Is deur almal wat ons verloor het, is my boetie. Hierdie is vir my broer. Was julle te close later? Ons het 'n ongelooflike verhouding. Okay, so julle het toe na alles. Ons het 'n ongelooflike. Het hy reg gekom eventually? Glad nie. Hy kon nooit sy verslawing skit nie. Hy was ook in verskeie rehabilitasiesentrums. Geestesgesondheid, bipolêre depressie, dis iets waarmee jy leef. Not for lack of trying, kom ons stel dit so. Hy het probeer om skoon te kom. Dit was maar hy het dit tawe, had it tough. Hoorie nou, wat het jy gevind? Want dit is, ek is nou baie nuuskierig, want omdat jy nou sê, daar was so baie selfdood in jou familie naam gewees, of in Bianco, né? In die Bianco se kant. Ja, so wat het jy agtergekom? Want dis vir my 'n vrek cool topic. Twee redes, of al twee die topics, selfdood. Is vir my baie belangrik. Ek het al vriende verloor en mense verloor aan dit. En gelukkig nie iemand wat super naby aan my is nie. Ek sê gelukkig, dit is baie simpel om dit te sê, maar jy verstaan wat ek bedoel. En dan ook jou afkoms. Wat vir my ook ietsie is, want net om 'n voorbeeld te gee, en ek sal vinnig wees, skepers, ons van, as ek na die skepers se nou kyk, dan is dit 'n klomp armsalige mense. Ons is baie liefdevolle, likeable, oor die algemeen, ek vir algemeen nou, maar daar's niks fout met ons nie, maar ons is armsalige mense. Ons is middelklas, kom ek stel dit so. Ons is fine middelklas, maar daar's niemand wat uitskiet bo dit nie. En toe was dit vir my baie nuuskierig en toe het ek die navorsing gaan doen oor skepers, want ek tog altyd skepers was, omdat ek na my huidige toestand kyk, nie myne nie, maar soos ek nou verduidelik het ek gedink ons was basies die matrose gewees, die ouens wat op die skepe gewerk het. Maar toe ek actually my van gaan navors, toe besef ek ons was vlooteienaars. So die skepers die afkoms van skepers was baie suksesvolle mense. Was betrokke met die Dutch Indian Trading Company, ons was baie suksesvolle mense. Skepe besit en vlote besit en dis ek soos toe breek ek net deur die knowledge van dit en die stigma wat ek self gehad het oor my van en wat ek sien oor die van. Toe breek dit net om die waarheid te weet van dit. Want ek het gedink dit was seker maar armsalige mense nog altyd, verstaan jy? So dis net vir my cool topic. Right? So wat het jy gevind? Trauma speel 'n ongelooflike rol. As ek sê ek breek stigma en skaamte en judgment, gaan dit spesifiek oor die wat pak slaag gee en so maklik sê
keuses. Ja. Maar jy weet nie wat is my agtergrond nie. Ja. Jy weet nie dat trauma my affekteer nie. Yes. Jy weet nie dat trauma fisies my brein verander nie. Jy weet nie dat ons brein nie ten volle ontwikkel is tot die ouderdom van 25 nie. Ja. So wanneer ons ook keuses maak, wat deel is daarvan, Ja. kan ons nie die gevolge van ons dade vir onsself uitredeneer Yes. nie. Ons kan nie dink aan, maar wat gebeur? What's the worst that can happen if I do this? Ja. Gene speel 'n ongelooflike rol Ja. en daar is dit weer eens bewys. Yes. Nou, jou omgewingsfaktore. Mm. Watter rol het bullying in my lewe gespeel? Mm. Dit het gemaak dat ek verkeerde keuses gemaak het. Hoekom het ek die keuse gemaak? Want ek wil aanvaar word. Ja. Hoekom wil jy aanvaar word? Want ek het trauma. Hoekom het jy trauma? Want hierdie gebeur in my huis. Ek is voorgestel aan bloed en pille en dit en dood Yes. en Yes. dit wat met my gebeur is 'n klein dogtertjie en opgepik word en speel alles 'n rol. Ja. So niemand doen die moeite om die goed te gaan afbreek nie. Ja. So ons moet nie vra hoekom die verslawing nie. Ons moet vra hoekom die pyn. Ja. Want dit is wat dit is. Ja. En wat wil ons so graag onderdruk? Om Yes. nie te voel. Ja. Deur die eetverslawing, die pornverslawing, die gambling, die middels, die alkohol, daar's iets wat ons nie wil voel nie. Yes. En hoekom wil ons dit nie voel nie? Yes. So ek kan jou baie lank besig hou oor die biologie daarvan en breinskanderings waar ek vir jou kan wys ek het fisies 'n siek brein. So. Ek het 'n siekte. Ja. Net soos en mense word vir my kwaad as ek hierdie doen, maar net soos kanker Ja. en ek bedoel dit is iets wat beheer moet word Ja. en soos 'n eina wat jy moet dokter, verband en pleister, verslawing is 'n siekte. Yes. Ek het dit en ek gaan dit hê vir die res van my lewe. Ja. So as 'n herstellende verslaafde ook, is ek nie oor dit nie. Ja. Die feit dat ek 21 jaar skoon is, beteken nie ek is oor dit nie. Ja. Elke dag is 'n leefstyl waar ek Yes. leef met my siekte. Yes. So dis al hierdie faktore wat Yes. bydra, Yes. maar ons is fisies, ons en geestelik, emosioneel, brein, biologies siek. Dit is 'n siekte. En dit sê vir ons in die Bybel dit. Ja. Ons leef in 'n vervalle wêreld. We were born into sin. Ja. En ek het 'n kleintjie daaraan dat mense sê nee, babas word nie in sonde. Hulle doen natuurlik in sonde gebore. Ek meen Jordan Peterson sê dit ook. Hy sê, het jy al ooit vir 'n 2-jarige gekyk? Soos kyk net 5 minute vir 'n 2-jarige en jy gaan sien hy's in sonde gebore. Hy dink net aan homself. Hy is die selfsugtigste ding op toe. Hy soek die toy, hy soek nou die kos. Dit gaan ons leer vir hulle waardes. Ja. En hoe doen jy dit? Salomo gee vir ons die antwoord. Hy sê teach a child in the way he should go and he will never depart from it. Nee, en ek dink soos met alle respek teenoor jou ouers en teenoor myne, hulle het foute gemaak. Verstaan? Ek dink dit is die regte ding om 'n kind in 'n tronk groot te maak. Ek sê nie hy was in 'n tronk nie, maar jy verstaan wat ek bedoel. Hypothetical. En ek het dit gesien met baie mense in my ouderdom. Baie meisies, ons het hulle altyd die koeke genoem, nê? Jy weet waarvan ek praat, nê? So ons het hulle die koeke genoem en die koeke het gewoonlik na skool, is dit die eerste meisie wat swanger word of die eerste meisie wat verslaaf word aan dwelms, want hulle ouers het hulle nie laat leef nie. Ja. My pa het my laat leef. Ja. Ek's dankbaar vir hom daarvoor. Hy het my nog steeds elke Sondag kerk toe gesleep. Daar het ek nie 'n keuse gehad nie, maar hy het my laat dronk word. Ja. Hy het dit nie gelike nie. Ja. Ek het vir jou dit beloof, hy het niks daarvan gehou nie en ek het baie pak gekry as gevolg van dit. Ek het my kar gestamp op 'n stuk en my pa het vir my roop gegee. Gaan leer. Ja, hy het vir my roop gegee. Want ek dink hy het roop gehad. Hy het dieselfde goed gegaan en hy moes self tot die besef kom net soos ek. Ja.
dat God die weg, die waarheid in die lewe is. Geen om hoeveel keer jy vir iemand sê, jy kort vir Jesus nie. Hulle moet dit self besef. Absoluut. En so is cool. Maar anyway, sorry. So ja, op die ou end gaan dit vir my daaroor. Die bewusmaking, daar word nie genoeg oor hierdie goed gepraat nie. Dit bly 'n probleem, dit gaan nie weg nie. Ouers glo dit kan nie met hulle kinders gebeur nie en ek bly nie stil daarvoor nie. Mense glo dis nie 'n siekte nie en ek bly nie stil daarvoor nie. Mense wat so maklik en graag vir die met geestesgesondheid probleme sê, kom oor jouself. Ek praat teen dit. Ek spreek dit aan. Goed soos dwelms is 'n demoon, het ek verlede week oor gepraat. Dwelm het nie 'n gees nie, dis 'n middel. Ons kan nie daai gesprekke het ek ook. Op die ou end is alles my dit waaroor niemand praat. Dis die topic van my praatjies, things we don't talk about. Want geestesgesondheid, selfdood, dwelm of verslawing, afhanklikheid, die middels word nie oor gepraat nie. Of daar word te min oor dit gepraat. En dis die roeping nou. En ek wil bewusmaking kweek vir die semikolon, die teken, die komma punt, word gebruik vir die wat selfdood oorleef en verslawing oorleef. En ek wil geïdentifiseer word aan die komma punt. Ek like dit. Want wat word daarna geskryf en dis baie cool. Jou storie is nog nie verby. Ek kan net sê op jou kar staan en jou storie is nog nie verby nie. So jou sin kon daar geëindig het, maar jy het besluit jou storie gaan nog aan. Ek like dit. So ek breek stigmas in die skaamte en ek vat die pak slaag. Ek het altyd my boetie in gedagte, die wat nie meer hulle stemme het nie. Ek kry baie stories van mense wat vir my vra, vertel asseblief vir my storie vir my, want ek is nog skaam, of my familie gaan dit sien, of. So ek wil 'n voice wees vir die voiceless. Ek like dit baie. Dis baie cool. Ek het vir jou 'n vraag. Hoe belangrik dink jy dit is vir mense om die vrymoedigheid te hê? Ek het die antwoord, maar ek wil dit graag by jou hoor. Om hulle storie te deel. So dink jy dit is ek seker daar is gevalle wat mense, soos jy nou sê, nie reg is om dit te deel nie en dis fyn. Ons het byvoorbeeld 'n mans by mekaar koms wat ons doen 1 of 2 keer 'n maand. Dis net, ons noem dit fires. En dis net manne wat by mekaar kom en ons praat, ons amper, ek spot altyd, dis 'n AA meeting vir mans. Nice. Maar dit is vir mans verslaafdes. Soos ons praat oor ons probleme en stuff. En daar's baie keer ouens wat vir weke daar kom sit en nie 'n woord sê nie. En dan een aand dan maak hy oop en dan sit snot en trane en die waarheid kom uit en dan sit soos wow. En dan begin hy ou heal, né? Die healing begin. Maar obviously dit het hom lank gevat, so ek het begrip daarvoor. Maar ek dink is super belangrik vir mense om hulle stories te begin vertel. So hoe belangrik dink jy is dit? Dit is waar wat jy sê, nie almal gaan reg wees nie. Dit is healing dis nie lineair nie. Dis elkeen sy eie journey. Party gaan nooit reg wees nie. Baie mense sê vir my ek lewe in die verlede. Hoekom hou ek aan om te fokus op die verlede? Dis deel van my genesing. Dis absoluut waaroor dit vir my gaan. Dit herinner my elke dag. Ek word elke dag nou weer aan dit blootgestel. Ek dink elke dag aan die middels, want ek praat daaroor. Maar om daar te wees verander, oorheers die triggers wat moontlik daar kan wees. Ek dink daar's ongelooflike krag in ons stories en die pad wat ons gestap het. Maar almal sal nie bereid wees om dit te doen en hulle self vulnerable te maak vir dit nie, want die pak sla, daar's pak sla ook. En dan kom jy by 'n punt waar ek opgegaan het, waar ek gekom het, waar ek geen idee wat jy vir my dink nie. Ek kry nog steeds dit alles, die druggie, die junkie, die krimineel en die roeping
En die pad wat ek stap en die bevoorregte posisie om in hierdie absolute verhouding met die Here te staan, oorheers by verre wat jy van my dink, of die labels wat jy op my plak. En dit gaan nie oor my nie. My storie gaan nie oor my nie. Dis net dit was my journey, maar vorentoe, dit gaan nie oor my nie. En baie mense kom nou en het die vrymoedigheid om te sê, ek wil ook my storie vertel. Ek kan ook my storie vertel. Ek het gesien dis moontlik en dis okay. Dis cool. Ek love it. Daar's 'n quote wat ek graag wil sê. Die quote is, "We are all trees in the story of a forest, but the story of the forest is much greater than the story of the trees." En dit is vir my cool, want dit pas baie by wat jy nou sê. Soos, ons het 'n storie, maar ons is ook deel van die woud se storie. En dit is God se storie. En wat hy vir ons doen. En ek wil graag net vinnig raak aan ons gaan nou afsluit. Ons kom nou naby aan ons uur, maar ek wil graag net noem wat jy nou nog gesê het van elke dag is nog steeds 'n keuse en 'n leefstyl wat jy kies om te leef. En dit is vir my so 'n mooi en waarstelling. Want ek dink dit is een van die grootste leuns wat die liggaam van Christus versprei, is om vir mense te sê, kom net na God toe en alles sal okay wees. En ek noem dit nou al in die laaste 3 episode seker, want is iets wat die Here so op my hart lê nou, dis nie die waarheid nie. Glad nie. Die waarheid is, ons het God nodig om die oorwinning te behaal. Elke dag. Ons moet daagliks ons kruis optel. Dis nie van ek besluit een keer en ek het dit verlede in 'n paar episodes terug ook genoem. Ek het nie een keer tot bekering gekom nie. Ek kom baie tot bekering. Baie tot terugkering. En dit is vir my so belangrik dat mense dit moet besef. God gee ons die krag om oor hierdie goeters te kom, om aan te beweeg, maar die duiwel hou nie aan klop nie, opklop nie. Hy kom en dis soos jy sê, hy kom herinner ons van ons verlede en hy sê jy gaan weer en jy gaan kom doen dit man, is okay. Want ek het ook verslawings. Dit klink nou baie simpel as ek nou met iemand praat wat deur jy goed gegaan het, wat deur jy gegaan het, maar een van my groot verslawings was gaming addiction. En dis so moeilik vir my want ek sit 80% van my dag voor my rekenaar. Want dis my werk. Ek doen editing en posting en dit en dat en e-mails. Ek is heeldag op my rekenaar amper. Dis so maklik vir my om net gou my program toe te maak en my game oop te maak en te speel. Maar ek kies en dit gebeur amper daagliks wat ek aan dink om dit te doen. En dan moet ek myself herinner, nee. Jy het oorwinning oor hierdie ding. Jy hoef nie terug te gaan in dit in nie. Jy leef nou in oorwinning, nie in verslawing nie. Presies. En ek dink dis die ding. Ek wil dit net graag vir mense sê. God los baie goed vir ons op, maar hy vat nie al jou probleme net weg. Nee, maar dis nog steeds up to you. Jy moet nog steeds die werk doen. Beteken nie as ons in 'n verhouding met hom staan, kan ons nou net terug staan en sê alles werk ten goeie vir my nie. Ons moet nog steeds die werk doen. Ons moet nog steeds verantwoordelikheid neem. Ons moet nog steeds elke dag die werk doen om ook in 'n verhouding met hom te staan. Dit gaan nie net gebeur nie. Jy is nie net gered en dan hoef jy nie te bid en jy hoef nie meer te deel te wees en it's just gonna happen nie. Dis is enigiets in die lewe. Maar ja, dit is elke dag. Dit is ek is nou betrokke by Elim, by die rehabilitasiesentrum waar ek was as 'n verteenwoordiger van hulle. So ek besoek die pasiënte. En ek wil graag teruggee. En dan kyk hulle met die absolute ongeloof. Ek meen ook as jy daar sit as 'n pasiënt, jy kan nie imagine hoe môre lyk die never mind 21 jaar van nou. En dan vra hulle baie vir my, hoe voel 21 jaar later? En dan sê ek geen anders is dag 1 nie. Geen anders is dag 1 nie. Maar dis ook wakker. Ek is wakker. Want ek weet
Ek weet waarmee ek leef, so ek weet hoe om ekstra versigtig te wees en na myself te kyk in die proses. Ja. En die Bybel sê vir ons moet altyd waaksaam wees. Dis hy. Nee? Dis So dis mooi wat jy sê. Ja, Want dit is weer eens, presies. kan alles terugtaai en dan na die Bybel toe. Maar ja, wat 'n amazing story. Crazy. En is so ek sê dankbaar dat die Here weer eens as ons uit ons goed gered kon word, dan kan enige iemand uit dit gered kan word. Maar dis die goddelike genade. Exactly. Dit is wat eendag skoon of 21 jaar later of jou gaming eendag en dan val jy terug of dan vir 10 dae elke dag wat jy daardeur kom. Maak nie saak wat dit is waarmee jy worstel en deur moet gaan nie. Dit is goddelike genade. Amen. Dit is die werk wat ek in dit sit, maar dit is ook die hand van die Here oor my lewe, vir elkeen. Yes. En dit is waar goddelike genade inkom. Amen. We have been given the grace to say no. Dis hy. Hoorie, dis cool. Dit is 'n amazing story en ek so bly het kom deel. Wat jy laaste thought wat jy graag met die mense wil deel? Ietsie wat op jou hart is of is jy happy? My laaste thought wat ek altyd sal deel, is Asseblief. wat ek altyd vir mense sal herinner, is daar's altyd hulp. Yes. Daar's altyd hulp beskikbaar. Ek kan dit nie genoeg sê nie. Mense dink hulle is so alleen, maar jy is nie alleen nie. Yes. En natuurlik, jou storie is nog nie verby nie. Nee. Ek sal altyd dit advocate. Ek love dit. Jou storie is nog nie verby. Ek love Maak nie dit. saak waardeur jy gaan nie. Yes. So kies die komma-punt, Ja. nie die punt nie. Amen. Dis hy. Dankie. Dit was so cool. Dankie vir jou. Dankie dat jy my genooi het. Ja. Ek waardeer Ek wil dit. nie ophou, ek sal graag nog verder praat. Kom ons gaan nou net in selfwoord in. Want ek dink dit is maar ons los hom vir 'n ander dag. Ja, ons wanneer ek jou kan kan weer. invlieg en vir jou hotel kan boek. Soos ons gejoke het nou. Ons kan eendag, ja. Ek dink maar dis iets wat ons bietjie in moet delf. Ja, dit sal cool wees. Meer oor gesels. Yes. So jy het iets om na uit te sien. Hoorie, maar baie dankie vir jou, waardeer dit. Dankie vir jou, Was dankie vir jou awesome. platform Ja, en die so blootstelling. Dis nog 'n platform waar ons oor hierdie goed kan praat. Amen. Elke een wat 'n deur oopmaak en sê luister, hier's 'n boodskap. Yes. Baie dankbaar vir jou en vir dit wat jy doen. Dis 'n plesier. En dit waarvoor jy staan. Ja, prys Mag die jy Here. ook net gebless word Yes, dit. amen, ek vat dit. Hoorie julle, dankie dat julle ingeskakel het. Ons hoop julle het die chat geniet en julle kan vir Brescia. Ek gaan al goed link hier onder, so julle kan dit ook. Sy gaan alles vir my nog stuur. So julle as julle haar wil kry as 'n spreker of dalk een van haar praatjies bywoon of wat ook al, ek sal alles sit waar julle haar in die hande kan kry. En Jesus, dankie dat julle ingeskakel het. Beteken vir ons baie en ons hoop haar storie het vir julle iets beteken en soos sy nou gesê het, jou storie is nog nie verby nie, né? Asa. Semikolon. Semikolon. Nie kolon. Semikolon klink soos 'n mediese term. Semikolon. Komma-punt. Kies die komma-punt, julle. Het ek dit Die nou? punt nie, ja. Kies die komma-punt, nie die punt nie. Okay, cheers julle. Sien julle in die volgende een.